Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer verjaardag, toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en almal is Dit is die 15de April van 2026. Dit is presies die helfte van April, Clean. Daar's 30 dae. So dit is die helfte van April. Hoe voel jy daaroor? Ja, Matthys, ek weet nie hoe het ek uitgekom nie. En maar op die positiewe kant, want dis wat ek nou in die lewe probeer raak sien, elke dag, elke uur op hierdie stadium, Matthys. Of net die positiewe. So dit is officially 10, as jy die 25ste betaal word, julle 10 dae. 10 dae. Daar is die positiewe kant. En as jy vir jouself werk, is jy gevolg. Ja, ek jammer, ek het dan nou nie vir jou goeie nuus nie. Maar ja. Ja, en 15 is my lekker nommer. Interessante ander goed is oor 15. So dit is die 105de dag van die jaar ook. So as jy tot hier gekom het, dan moet jy jouself op die skouer klop dat jy dit oorleef het. Jy sien, as ek moes begin grou het oor wat het in history gebeur op die 15de April, dan moet jy weet hoe fucking boring is die lewe op die stadium, according to me. So, die Titanic het in 1912 gesink. So dit is op die 15de April? Op die 15de April. 114 jaar gelede het die Titanic gesink. Jack, come back! Ek sê nog steeds, daar was genoeg plek vir Jack. Daar was genoeg plek vir Jack. Daar was genoeg plek. Daar was een syne geslet. Ja, daai ene. Rose, was dit Rose, nee? Rose, wat nou die fucking diamant weer in die see gaan gooi het. Ek meen, hoe gulsig. Diamant in haar boobs. Ja, so okay. Jack, come back, Jack. Dan die eerste McDonald's het in 1955 die eerste franchise van McDonald's het oopgemaak. Daar's nog 5, nog 5 kan ek net sê. Nog 5. Goeie observasie, Colleen. En dan in 2019 het die brandstigting of die brand by Notre Dame kathedraal. So dit het ook gebeur op die 15de April. Kan ek so sê, die Notre Dame, dit kathedraal is al herstel, maar die parlement in Kaapstad nog nie. Wanneer het hy afgebrand? Okay, nou moet jy my vra, wat ek om fact check. Wacht, kom ons kyk. Gaan jy dit, ja, jy is vinniger. Ek het lately, ek het 'n gefokte regterduim. Hy werk nie lekker meer nie. Ek dink dit is van te veel social media. Ek sê dat dit is soos, hy sit vas, as ek moet, hy haak soos vas. So ek is nie meer so vinnig op my foon nie. So ek hoor jy's daar besig om 'n ding raak te tik. Ja. Ek moet jou storie van social media vertel. Terwyl ek nou hierdie search. So Sondag kuier ek by vriende van ons, wat jy ook nou ken. Ja. En hulle het jong tieners. En die oudste tiener van die jong tiener, sy sit daar by ons en ons praat oor social media en die tyd wat ons op social media spandeer en ek share my quirky facts, jy weet, van die podcast wat ek luister van Andrew Huberman en die famous neuroscientist en hoe sleg dit is en wat jy moet doen om jou neuropathways oop te maak en jou brein te groei en so aan. En so kom ons by social media uit en ons ek weet nie hoe te moer ons daar kom, ons sê, okay, kom ons kyk die tyd wat ons op social media spandeer, jou screen time, jy weet die update wat jy daai report, wat jy elke Sondag kry. Wat jy elke Sondag kry, ek haat dit, ja. Maar voor ons nog na die report kyk, toe sê ek het 'n deal hier. Kom ons almal, ons is 4 om die tafel, kom ons almal sit R100 op die tafel, vir die volgende whatever se weke, en dan elke Sondag gaan check ons, en dan share ons het nou al even 'n WhatsApp groep ook begin, hè? So much for trying to curb social media. Ons het nou 'n WhatsApp groep begin, waar jy net jou tyd op jou screen time moet share, en dan die persoon met die minste screen time vir daai week kry die R400. En ek sukkel toe nou so half, jy ken my mos. Wie is nou almal deel van dit? Is dit die 2 ouers en so is nou die 2 ouers en die oudste tiener. En die oudste tiener. Okay. Ja, is nou die 4 van ons. So sukkel ek toe nou om my screen time te kry vir die week en ek gee toe nou die foon vir ons vriend daar en ek sê, figure jy dit uit, waar is my screen time? Hy kyk dit so en die tienerdogter sit nog so en soek na haar screen time en sy sê, o nee, ek wil nie sê nie. En die pa gaan
dit maak nie saak wat jy gaan sê nie. Tannie Colleen is by verre die hoogste van almal van ons. Maar jy werk op die hardste van almal van ons. Hoe kry jy tyd? Nee, So, maar where do you do skaamtelik, this? Matthys. Maar hoor, okay, my screen time in totaal was nou 12 ure in something vir die week, nee. Okay, nog net kyk wat myne was. Maar jy moet nou gaan kyk wat register alles. So wat ons nou agtergekom het, is Ja. hy register ook my Teams en ek is basically 8 ure 'n dag op Teams. Okay. So ons het nou nuwe myne- kriteria in Swan, maar ja, dit is ek sal vir julle laat weet hoe doen ek in hierdie hele wetenskap en of ek ryk word of arm word. Ek kan nie verlede week hier kan ek seker sien week. Okay, my daily average is 4 ure en 15 minute wat ek op my foon seker is. Maar ja, jy moet kyk wat sluit dit alles in. Sluit Ja, dit in ek soos kyk nou online meetings. Ja, hier's byvoorbeeld 'n probleem. Hier's my probleem. WhatsApp calls. Uit die 4 ure en 15 minute is Instagram 3 ure en 19 minute. Hoe kan jy's meer gefokus ek? Ja, Ek is nee. ja, okay. Matthys, Ek is bly ek is jy deel gaan daai van gang môre nie. af gaan jy 'n boek moet lees, hoor. Ja, nee, ek So hierdie is in my strategie. Geen wonder my duim is moer toe nie. Dis van daai scroll. Ek verstaan nie heeltemal hoekom jou duim in sy moeren is. Ja. So my nuwe strategie is nou, ek het dit nou vandag begin beoefen, maar nou nie vreeslik tyd gehad nie. Wanneer ek nou in cinema, want dit is my trigger. As ek in 'n meeting sit wat boring raak of so, dan begin ek scroll. Ja. So nou dat ek van vandag Maar af online meetings obviously, nie in-person meetings nie. Online meetings seker. Hang af waar nie Well, boardroom ek sit. Hang af hoe ver well, okay, agter nie. good point. Ek nie. Ja. Ja. Ek het al ook daai very embarrassing moment gehad wat iets se sound nie gesilent was nie en dan die volgende oomblik is almal soos baie ernstig oor but we have to approve the budget en dan gaan my foon did you know Wel, gelukkig het daar nie pon gespeel nie. Dit kon ook gebeur het. Gelukkig Matthys. Ja, so van vandag af het ek toe nou vir my 'n boek ingepak en besluit dat as ek nou so begin, as my gedagtes so begin dwaal, gaan ek maar eerder 'n boek lees. En van die ek kan nie laat hierdie tienerkind my wen nie. Ek kan nie. Okay, circle back to die parlement. Ja, so die parlement die 2 Januarie 2022 was die vuur in die parlement waarop hulle Okay, so dis is 'n arme 4 jaar straatman toe nou al vrygeskel. Want hy daai straatman Ek dink hy is. die Ek bergie dink wat hy is. gearresteer het vir die Yes. O, okay. Ja, ek dink hy is. So, hulle weet nou Ek nog is nie heeltemal presies seker nie. waaroor. Maar Ja, ek dink hy is. So Ja, die dis Notre waar. Dame is al 2 herbou, maar die parlement sit nog steeds in 'n tent. Wel, ek het mos gehoor dat die tent is nou is 'n fixture nou. Dit is ons gaan die tent vir altyd daar hê, want ons het die tent gekoop en nou gebruik ons die tent. Maar dis 'n baie goeie verskoning om dan nou nie die parlement oor te bou nie, want ons het mos nou 'n tent. Jy weet, ons hou mos van kampie in Suid-Afrika. Ja, nee, dis 'n bietjie hillbilly-ish if you ask me, but okay. Maar is so van die hillbillies gepraat. Het jy gesien wat Trump aangevang het die afgelope naweek? Matthys, ek was so van die nuus af, so please enlighten me. Gaan jy my nou verder disappoint? Ja, ek weet ek en jy het gepraat en jy's op die stadium diep disappointed oor jou man crush. Teleurstelling loop. Ja, ek en jy het eintlik daaroor gepraat. Ek sal nou vir jou sê wat gebeur het, maar ek en jy het actually daaroor gepraat oor die naweek, as ek reg kan onthou. Waar ons gesê het, of waar ek vir jou gesê het dat ek iets terug het ek 'n aanname gemaak of 'n stelling gemaak om te sê dat Trump se ego is beter om die beste van hom te kry. En ek dink ons sien dit nou. That's my opinion. Wat doen hy, though? Praat hy maar nog net die waarheid en praat frank en so aan, want ja, dis nie Ja, net my ego dit nie, onder maar- andere en by die Pope aangevat. So die Pope het gesê dat die skande. daar moet samesprekings wees en dat ons moet praat en ons beter maniere om hierdie oorlog uit te sorteer en die krisis in die Midde-Ooste en toe Trump die Pope aangevat
en gesê dat hy is nie 'n groot fan van die Pope nie, want die Pope hou obviously van crime, die Pope hou obviously van onderdrukking, allerhande sulke tipe van goedes. Kindermolestering. Well, dit is die Rooms-Katholieke. I'm just saying it. He is the Pope. Let's sit in that one for a while. En toe het hy nou 'n image gepost, 'n AI-generated image van hom gepost. Ek dink dit was Sondag gewees. Dit is ook nou natuurlik verwyder, waar hy lyk soos Jesus, wat die mense so wat na iemand kom wat so lê, en dan reik hy sy hande so uit om so aan hulle te vat, jy weet, om so te bebid. En ja, en dan was die Amerikaanse vlag gewees, en hy het so rooi roop gehad, en wit geklee, en hy het dit nou afgehaal, en sy verskoning was, nou dit was 'n fout. Hy het 'n fout gemaak, om dit te plaas. Hy het nie gedog, hy plaas dit nie, maar hy het wel 10 op Grok, Twitter se Grok, het hy 10 in hierdie image gegenerate, en toe nou per ongeluk geplaas op Truth. Matthys, hy doen niks per ongeluk nie. Hy sê dalk is per ongeluk. Hy is dalk vir 'n oomblik om almal se aandag 'n bietjie af te lei van wat regtig aangaan. Ek dink regtig ja, baie van die goeters is dat hy doen is belaglik. Absolutely. En ja, ek probeer regtig objektief hieroor wees. Maar dan aan die ander kant, dan sit ek ook, okay, ja, ek weet 'n mens kan die punt maak van, okay, as hy homself nou daar voordoen as Jesus, yes, I know, it can be a bit blasphemous vir gelowige mense en so on. It's not possibly ideal. Post-Easter. Post-Easter bunnies kan dit ja, even vir sy wouterbuis, that is a bit risky. Maar ja, hy doen definitief niks per ongeluk nie, en ek dink bytelmal hy doen sulke belaglike goed om die belaglikheid in die samelewing uit te wys. Ek dink dan byvoorbeeld aan die Pope wat nou iets te sê het hieroor. Jy weet Matthys, ek praat nie nou spesifiek van die Pope nie, ek praat maar in mense in general wat ek deesdae agterkom. Ek dink ons het minder mense nodig wat staan en goedjies sê en sê wat hulle dink moet gebeur, en meer mense nodig wat dit laat gebeur. So, Mr. Pope, jy weet, as jy dink, daar moet samesprekings wees, en hoekom bewerkstellig jy dit nie? Hoekom reël jy dit nie? Send them an invite, dude. You've got the whole Vatican. Hy sê eers 'n bietjie in Afrika. Vir 10 dae gaan hy eers 'n bietjie Afrika toe. Dis nou vir die eerste Amerikaanse Pope. Kan ons dit ook net bysê, né? Dis die eerste Amerikaanse Pope. En Trump was moerse trots op die Pope gewees. Maar nou nie meer nie. Ja, maar ek dink daar voel ek dalk dieselfde as Trump, en daar begin mense op 'n stadium belaglik raak, want jy's so fed up. Jy's so fed up for people that are shouting from the sidelines and saying, but you should, but you should, but you should. But why don't you do? What are you doing? Ek het 'n paar interessante goeders gekyk die afgelope ruk, maar dit is maar alles conspiracy theories oor wat Here, maar jy trek daai sigaret diep hard, hè? As jy oor Trump praat. It's been a long day. Passievol. Oor allerlei strategieë wat eintlik moontlik agter dit aangaan. Hoekom is die oorlog, en hoekom sit ons nou in dit, en hoekom het Trump nie 'n exit plan gehad nie, en dit en dat. En op die einde, die enigste goue draad wat ek kan kry deur al die conspiracy theories is dat dit gaan maar oor die herbestel van die wêreldorde, om Amerika weer te posisioneer waar Amerika moet wees, en om ander plekke, lande, leiers van Amerika se rug af te kry. Dis maar wat ek oralste lees as die goue draad. I don't know if that's true. Biggie conspiracy theory. Ja, I don't know if that's true, Matthys. Ek dink Trump het ook die deur oopgemaak vir baie wêreldleiers om hom te join in hierdie missie, en ja, maybe ek gaan dit nie van hom wegvat nie. As die leier van Amerika sal dit vir my nogal impressive wees, as een van sy doelwitte is om Amerika te re-establish as the leader of the world. Vir 'n land, I would support that in my leier. Ek dink hy het vir hulle goeie geleentheid gegee om te sê, kom help my, want ek dink die tweede doelwit is, en ek dink ek het dit al gesê, opklets, is vir enigiemand wat nog steeds dink dat ons kan vorentoe gaan as 'n samelewing,
dat ons kinders okay gaan wees deur 'n groep in ons samelewing wat glo dat as hulle self opblaas, as hulle wil enigiets doen want hulle geloof justify dit. Hulle kan enigiemand doodmaak, hulle kan enige dade pleeg omdat hulle geloof te justify. Ek het 'n groot probleem met dit. En daar stem ek saam, ons kan nie hierdie samelewings of hierdie clusters binne ons samelewing toelaat om aan te gaan soos wat hulle aangaan en dink dat ons ons waardes, ons kulture, dit wat vir ons belangrik is, gaan bly voortbestaan nie. Dit gaan nie. Ek dink jy's delusional as jy dit dink. As jy net dink, kom ons los mense soos Iran in vrede. Los hulle net om hulle dingetjies te doen en hulle sal ons uitlos. Hulle los ons nie uit nie. Hulle van 80% van die terrorisme in die wêreld. Hulle kan nie ongelaat word nie. En ek dink nie ons het al 'n leier gehad wat sterk genoeg was om op te staan. Ja, en daar kom ek met ander opinies ook. Ek dink daar ook Trump was 'n klein bietjie van Bibi Netanyahu se bitch gewees. En ek dink daar het hy bietjie weakness. Daar het sy ego definitief 'n bietjie seer gekry. Because he was definitely influenced there. And he was for a week or two, he was Bibi's little bitch. En ek dink hy het dit agtergekom en nou nee, bietjie. Maar hy sal regkom. Die lube is nou klaar. Die vaseline is nou klaar. So nou raak dit anders. Nou raak dit 'n bietjie meer seer. Ja, so ek het hier regtig vreeslike ingeligte opinies oor hierdie ding wanneer dit kom by oorlogvoering of geskiedenis per se. Ek kan nou nie vir julle feite hier spew of enige soets nie, maar wat ek wel weet, Matthys, is ons kan nie laat hierdie goed in ons as 'n global samelewing wat wil vrede hê, wat wil hê ons kinders moet suksesvol voortbestaan, ons kinders moet 'n beter lewe hê, die wêreld moet vorentoe gaan. Jy weet daai ou saying van the men who plant the trees of which the shade they will never sit in. Yeah. I think that's a lot of what this guy is doing. En hy gaan probably in nader geskiedenis, in die volgende 10, 20 jaar, gaan hy probably afgaan as die grootste flippin villain ever. Maar ek sê julle nou, gee dit 50, 80 jaar. 100 jaar later, kyk jy mens dalk met 'n ander lens. En die geskiedenis gaan baie anders na Trump kyk. Baie anders. Wel, ek dink dit gaan baie anders na Trump kyk. Die geskiedenis gaan anders na Trump kyk. Hang af wat Trump nou doen. Want ek weet dit was nou die perfect opportunity that he created om, soos wat hy gesê het, die plek teen die vloer te skiet. Maar nou sit ons met samesprekings wat misluk het en nou is daar rumors dat daar weer samesprekings is. So kan ons net na 'n punt toe gaan. Ag, nooi die Pope. Hy het al die antwoorde. Nooi die Pope. Die Pope weet hy wat om te doen. Wel, laat ons dalk nie oor die Pope praat en oor geloof praat op die stadium nie. Ek en jy het naweke lank gesprek daaroor gehad ook. Nooi die Pope in die guise of Hormuz and then we will have a solution. That's the perfect... Het jy daai video gesien wat ek vir jou gestuur het, nee? Dit is ons het laas al hilarious, Matthys. Maar die ou vra dit nie net vir een persoon nie, nee. Ek het 'n klomp video's nou na die tyd gesien. Mense. Dit was nou voor my bed met Emma, maar dit was toe ek nou 'n klomp video, hy vra 'n klomp mense, hulle almal val vir dit. Oh, ja, dis verskriklik, wat van die guys? Hoekom kyk hulle net na die strijd of Hormuz? Nee, dit is hilarious. Democrats. Terwyl ons nog in Amerika is, voordat ons terugkom Suid-Afrika toe, Elon Musk is natuurlik op die Suid-Afrikaanse government ook, hy het allerlei tweets gemaak of X'e geplaas, om nog steeds sy stryd van die 30% BE aandeel wat hom stop om Starlink in Suid-Afrika te loods. The strides of Starlink. The strides, the whites and the blacks of Starlink. Maar hy het nou ook verder gesê dat daar was al geruime hoeveelheid bribes wat aan hom aangebied is om sy company in Suid-Afrika te posisioneer as 'n 30% BE company, sodat hy Starlink kan verkoop. Natuurlik, die presidentsie was die eerste om te sê dit is vals, is onwaarhede, daar moet bewyse wees. Maar ons almal lewe mos in Suid-Afrika, ons weet hoe werk dit nie.
Ek meen, wat jy altyd praat van die R200 nooitjie, dan gebeur maklik met 'n bribe. Ja, met 'n bribe. Ek is glad nie verras nie. En ek is so bly hulle moet aanhou want ek is so bly Elon Musk maak hierdie goeders publiek. Dat mense kan sien wat regtig hier aangaan. Ja wel, Elon Musk en onder andere Tannie Helen Zille, ons sal nou by die DA se konferensie kom, maar Helen Zille was vandag in 'n roeiboot gewees in Soweto in Dobsonville. Verlede week was sy in haar scuba deur moes gewees, onthou jy? Ja, sy het gescuba in 'n pothole, sy het vis gevang in die munisipale swembad. Dis reg, en vandag, gister, die 14de, was sy in 'n roeiboot in Dobsonville gewees. So, Tannie Helen is besig. Love me a bit of Tannie Helen. Sy bly nog steeds my hero. Luister na haar julle, moenie vergeet van die Pope. Luister net vir Tannie Helen. Sy het al die antwoorde. Ek dink ons moet eintlik vergeet van die Pope en van Trump. Let's just focus on what's happening here. As hy nou eers Joburg uitgesort het, dan kan jy haar daar na die Geyser Hormuz stuur. Sy gaan dit ook uitsorteer. Erik, kan jy vir Tannie Helen daar imagine? Kan jy vir Tannie Helen saam met Trump om 'n negotiation tafel imagine? That's bound to be interesting. She would put into pieces. I would love to see that. Okay, so tussen daai nou. Ek sien nou die DA het nou hulle nuwe leierskap. O, ekskuus, ja. Nee, so tussen Tannie Helen en Trump. Want jy is nou 'n groot fan en uitgesproke fan van beide van hulle. Wie sal jy kies tussen die twee? Ek hoef nie eens daaroor te dink nie. Tannie Helen, my ride or die, baby. There it is. Brand jou bra! Daar's dit. Nee, vir jou bra te brand nie. Tannie Helen dra 'n baie solid bra. Ek is seker wat vir haar custom gemaak word daar by Lizzie Creations, wat ewer daai plek is, daai diertannie in Rosebank wat vir jou braas persoonlik maak. Dat jy dra 'n bra en jy lyk fenomenaal, maar dit voel nie asof jy 'n bra aan het nie. Volgens jou cup size, jou individual cup size. Nou, jy gaan, sy's amazing. Ek vergeet haar naam is Liz somewhere. Ja, jy gaan na haar toe, want kyk, hierdie is 'n girl issue, Matthys, maar dit is 'n groot issue. Om 'n actual bra size, ek meen, dink net aan die paar girls wat jy nou ken. Wel, jy ken baie girls, jou sissies, jou vriendinne, nie een van ons ons het nie een dieselfde bou, ons het nie een dieselfde boob size, of dieselfde boob shape, of alles is anders, en nou word ons geforseer. Hier's nou my feministiese rant, dis so ver ek sal nou gaan met 'n feministiese rant. Dan word ons geforseer om in Woolworths in te loop, en ons word gecategorize. Jou A, B, C, D, double D. Die A, B, C, D is nog net helfte van die probleme, bro. Dan kry jy nou nog die 38, die 36, die 34 wat nou om jou. So nou maak hulle byvoorbeeld net so ek dra 'n kleinerige kap, ek dra 'n A-kap. Ek weet manne, dit lyk nie so nie, maar dis net omdat hulle pronk. Ek het baie mental issues, but I've got fucking good tits. So dis eintlik 'n A-kap. Maar ek het 'n groterige bors, Matthys. I'm a biggish type of girl. I'm not the most petite girl. So gaan try jy nou, so my rugommeting of my borsommeting is 38. Gaan try jy nou ergens in Woolworths of enige ander klerewinkel 'n 38A bra kry. Dis amper onmoontlik. Ek het so 3 maande terug by Woolworths het hulle so reeks gehad wat hulle 38A's gebring het. Ek het 6 bra's gekoop. Maar die Tannie Liz, jy gaan na haar toe en sy meet vir jou. Sy meet die kakketje uit. En dan maak sy vir jou bra's wat perfek pas. Wat voel asof jy nie eers, ek meen vir enige girl met 'n bra, dis of jy harnas aantrek. 'n tailored bra. 'n tailored bra. Maar maak jouself reg vir 'n goeie 3-4 duisend rand 'n bra. Okay, dink. Om nou al daai steekies in te werk in 'n bra in, en die padding en wat is soms al drade en anyways. Maar Matthys, een dag is een dag, dan gaan ek vir Tannie Liz kuier. Een dag is een dag. So op my ek dink ek wil saam gaan. Ek wil sien hoe doen Tannie Liz dit. Jy is baie welkom. Jy het al my boobs gesien, so jy is baie welkom. Ja, ek het al gesien en gevoel ook.
So yeah. We close like that. Don't ask questions. Okay, maar terug, ja nee, eerder nie. Terug na die DA toe. So die DA het 'n nuwe leier wat jy wou gesê het. Jordan Hill Lewis, shock horror. Everyone saw that one coming. Shock horror. Hulle almal klink vir my nogal dieselfde. Ek het nou eendag ook geluister op pad ergens heen, toe luister ek ook een of ander DA counselor wat gepraat het, ook hierdie tipiese, hulle is almal hierdie kind of KwaZulu-Natal English boys. Like they all went to Michael House and they all kind of speak the same and they sound the same. En was Gordon Hill Lewis klink maar vir my Salas soos John en Salas wat is daai cool ou wat Zulu praat, die wit Zulu? Van eThekwini. Ja, anyway, julle weet van wie ons praat. Anyway, ja, ek weet, ek gaan nou kyk wie dit is. So, maar ek is baie verraai, ek het nou nie die leierskapshele beraad so erg gevolg nie. Ek het maar net die gesien, ek het dit so 'n bietjie gekyk. Ja, wie is nou gekies, maar wat vir my baie interessant is, Matthys, die oudste persoon in die nuwe leierskapskorps van die DA is so oud as ek en jy, die oudste persoon. So, ja, ek dink dit is noodwendig 'n goeie of 'n slegte ding nie, ons gaan moet sien waar die nuwe generasie gaan, op hierdie stadium sukkel ek maar 'n bietjie met die jongetjies, maar ons gaan nou nie daaroor uitbrei nie. Maar ja, Gordon Hill Lewis... Maar ons sukkel met die jongetjies, want ons moet nou begin besef dat ons raak nou die ouer mense in die vertrek. Ja, ek begin elke dag besef, ek is definitief, ek word nou die me of die gogo, definitief. Die senior. Mense luister nou na jou met respekte. Ja, met respekte, maar ook soveel sensitiwiteit. Ja, nee, okay, maar mense is moeite sensitief. Ja. Maar interessant ook net van die hele Jordan Hill Lewis is dat ek dink hy is hy 39 jaar oud, as ek dit nie mis het nie. Ek dink hy is 39. 38, hy word hierdie jaar 39. Hy is gebore in 1987. So hy was gebore toe ek en jy amper graad 1 toe was. Wel ek, want jy was terughou. Ek is terughou, want ek was stadig. Ja. So John Steenhuisen was 43 toe hy leier geword het van die DA. Musi Maimane was 34. Helen Zille was 56 en Tony Leon was 37. So as jy gaan kyk na die overall trend, dan is die DA nogal geneig om jonger leiers te kies, actually. Behalwe Tannie Zil. Ja. En, Johnny boy. Hy lyk ook maar baie ouer as dit is, shame. Maar die ding is, Matthys, wat vir my so indrukwekkend is... Dis vet is, dis al. I was waiting for it. Wat vir my indrukwekkend is van hulle is al hierdie kritisie, wat hulle kant toe kom oor hulle is nie 'n representative nie. Hulle is nie, daar's nie equity nie. Daar's nie, jy weet al hierdie goedjies nie. As jy kyk na die leierskapskorps, ek meen ek weet nie wie's Ashwar Sarupan, but he sounds like an Indian guy, my man. That's an Indian guy? That's it. Yep. I mean, these guys are so representative. So hulle het vir Jordan Hill Lewis, Gordon Hill Lewis. Jordan. Is it Jordan? Hoekom het sy ouers dit so funny gespel? Is dit dalk hoe mense dit spel? If you've proper English, that's how you spell Jordan, I guess. Wanneer jy daar van C-punt is, dan is dit hoe jy dit spel. Well, okay, so it's not a KwaZulu-Natal Michael House vibe. Nee, ek dink nie so nie. As ek dit reg onthou, is hy gebore en getoe Kaapenaar. Okay, ek meen nou, is 'n jonger gewit man, 39 word hy hierdie jaar, dan is Solly Msimanga. Hy is die oudste lid van die leierskorps, hy is 45 jaar oud. Die oudste, Matthys, eet 'n bietjie daaraan. Gebore in... Okay, hy word eintlik 46. He's the adult in the room. He's the adult in the room. Hy is gebore in 1980, so hy word eintlik 46 jaar. Dan Ashwar Sarupan, hy is 37.
Siviwe Gwarumbe, dis die girl, nee? Die girl van onderwys, is dit sy? Ons minister van basiese onderrig, ja. Ja, sy word 37 jaar, Solly Malatsi is 41 jaar en Silje Brink is skrale. Hy spandeer sy laaste jaar in die 30s, 39. So ek dink is quite a representative vibe. En kyk, ek het baie opinies oor Adrian Basson, maar hy het 'n opiniestuk geskryf na afloop van die DA se konferensie die afgelope naweek. En so ek sê ek het so hier en daar gekyk, Saterdag so bietjie gekyk en Sondag bietjie meer gekyk. En interessante observasies wat hy gemaak het is onder andere presies dit wat jy sê, is hoe representative is die DA se leierskorp veral nou hier in 2026 waar ons sit. Wat is die Afrikaans verteenwoordigend? Nee? Ja, verteenwoordigend. En verdere dinge wat hy opgemerk het is ook hoe die demografie van die DA baie geskuif het in 20 jaar van die bywoning van die 2000 mense wat daar was. Dit is nie meer die lelieblank politieke party van 20 jaar terug nie. Dit is eintlik baie meer verteenwoordigend van die Suid-Afrikaanse populasie as wat byvoorbeeld die ANC is. En dit het Jessie Duarte net voor haar dood, het sy vir die ANC gesê, julle is in 'n probleem, want julle is besig om julle Indiër, kleerling en wit lede te alienate. En dit is presies wat die ANC gedoen het die afgelope ruk. Maar verdere observasies wat hy gemaak het, is dat die DA se hele konferensie was oop vir die media, behalwe een gedeelte was geslote, en dit was toe hulle die politiek finansies bespreek het, wat ek heeltemal kan verstaan. Die ANC-konferensies is hoofsaaklik heeltemal 'n geslote konferensie. Die media is net word ingelaat met die opening speeches en aan die einde met die verkiesingsresults. Maar dis dieselfde mense wat skree inclusivity, nee? Exactly. But what they do is... En dis ek vir jou sê, dit was my baie interessant om hierdie uit Adrian Basson se pen uit te lees ook, want, ja, for other reasons. Ander goed is byvoorbeeld wat hy sê, daar was geen drank nie, daar was baie lekker kos, dit was heerlik gekyter gewees, daar was koffie, tee, koeldranke, maar in teenstryding weer wat jy nou sien by die ANC kongresse, is die drank vloei, daar's parties in die straat, dit is chaos, stoele word op mense gegooi as hulle nie saam met jou stem nie, en allerhande sulke tipe van goed is wat nie gebeur het by die DA se ding nie. So ek dink, kyk, daar's baie kritiek. Daar's baie kritiek natuurlik na enige iets so groot dalk soos hierdie vir Suid-Afrika, want Jordan het homself geposisioneer as die president, die volgende president van Suid-Afrika. That's his goal. Dis want toe hy werk. Of dis want toe die blou mense, soos dan die Helen... The blue machine. Dis want toe hulle werk. En baie mense het kritiek daaroor om te sê dat daar's nie genoeg tyd met die munisipale verkiesings wat nou voor lê einde van die jaar, dan 2029 se verkiesing vir die DA om regtig te groei en in daai posisie te wees waar hulle moontlik die grootste party in Suid-Afrika is nie. Maar die teenkanting van dit is dat as jy gaan kyk na die ANC se performance, maak die ANC dit op die stadium dalk baie maklik vir die DA om moontlik die grootste party te wees in die volgende nasionale verkiesing. Nee, hulle maak dit definitief baie maklik, Matthys, en ek weet die DA capitalise op dit, en Tannie Helen is die beste persoon wat capitalise op dit. Sy wys al hulle foute uit in die mees komieklikste manier wat geen ego involve, rather. Ek meen die video's wat sy post, ek meen wat die ANC al kritiseer van, jy weet, is dit embarrassing dat 'n vrou van haar statuur nou gaan swem? Nee. Wel, is embarrassing dat die vrou van haar statuur in so 'n plek in jou infrastruktuur wat jy geskep het, kan gaan swem. En That's embarrassing.
hulle verstaan dit nog nie, want al wat hulle verstaan net ego, hulle operate nog opset na ego ding. So kan ons kyk na die average ouderdom van die ANC ook, wat ek het nie die syfers voor my nie, maar ek kan jou waarborg, dit is baie ouer, veral as jy kyk hulle senior leierskorps. Dis mense wat eintlik al moes afgetree het. 60 plus. Net, hulle moes al lankal op die stoep gaan sit en whisky drink het. En ek dink dan die laaste tendens wat ek dink 'n goeie tendens is wat wêreldwyd op hierdie stadium begin posvat. En wat ek dink 'n goeie ding is die DA volg. En wat ek net wil sê is te danke aan mense soos Donald Trump, is die feit dat hierdie negotiations word nou publiek gevoer. En die publiek word ingenooi in hierdie gesprekke in en in die besluite word die publiek ingenooi wanneer dit word nie meer agter toe deure gemaak nie. En kom ons wees maar eerlik, dit is nou maar Donald Trump wat daai trend begin set het. Yep, I'll give it to the man. En ek dink dit gaan baie vir die DA beteken, die feit dat hulle so publiek en openlik is oor wat hulle doen. Ek dink dit gaan baie beteken vir hulle reputasie. En dit is wat mense nou wil hê. Ons is nie meer hulle servants nie. We don't want to be the tax-paying servants. Wat net daar staan en vir die koning sy almoses moet gee en 'n klein bietjie brood hier en daar kry en miskien op publieke vakansiedag 'n boksie KFC nie. Dit is nie meer wat ons is nie. Ek dink daai shift begin gebeur deur die publiek in te laat in hierdie vertrekke in. Begin daai shift gebeur wat sê, weet jy wat, ons is hier want ons werk vir jou. Jy's nie hier want jy dien ons nie. Nee, ek dink daar's versekerde skuif en ek dink dit gaan baie interessant wees om te kyk wat hierdie nuwe leierskorps gaan doen van die DA. Ek moet sê ek is amper 'n klein bietjie excited om te sien what is gonna happen. En ook een van die goedjies wat ek vermoed wat Jordan dalk by die Vryheidsfront Plus geleer het, is om jou leier en die representasie in die kabinet te skei. So hy het baie duidelik gesê, hy gaan nie in die parlement dien nie. Hy gaan nog steeds as die burgemeester van Pretoria, van Kaapstad voortgaan. En hy sal iemand hê wat sy ore en oë is in die parlement. Wat beteken dat hy kan van die buitekant af die party dryf. En ook die ander ding is dat die DA het 'n bietjie van 'n voorsprong van 'n campaigning point of view af met die ANC, want hulle het nou tans hulle leiersverkiesings gehad. Die ANC is eers in 2027 dink ek. En ons nasionale verkiesing is in 2029. So die DA het 'n paar ekstra jaar vir campaigning wat baie strategies is. En dink ek die volgende verkiesing. Het jy vir my genoem Saterdag toe ons gekuier het van die Palapala saak wat nou weer 'n ding is en dat daar was sprake van impeachment of iets. Ja, daar was sprake van impeachment. Daar's 'n paar ongeruimdhede wat iPad uitgewys het op verslae wat daar gebeur het en wat maar op die einde bietjie wys na inmenging van ons cupcake. Hy het dalk 'n bietjie vuil vingers in hierdie hele Palapala saak. Wel ons weet hy het, maar ek is net bly dit is nog aan die ondersoek en daar is nog lewe in die saak, dat iemand het nog besoek, want ek het op 'n stadium gedink, ag nee, wat dit het nou maar is stille dood gestorf. Ja, wel, so gepraat van dit, rukkie terug het ek en jy gepraat oor die life is it many. En ek weet 9 jaar later sit ons nou daar waar die mense aangekla gaan word, na 9 jaar. So kom ons kyk wat gebeur met Trumpie en met Cupcake en sy Palapala saak. Ramaphosa gis met Trump. Ek is jammer, Green. Ek is verskriklik jammer. Een van ons vriendskap is. Okay, dit was lekker. Okay, bye. Ja, so kom ons kyk maar. Ek dink dit gaan nog 'n paar interessante dae wees. Maar ja, ek probeer nou net uitfigure hoe gaan John my nou irriteer? Want ek meen hy sê eintlik maar
net daar minister van landbou. Dis nou al waar hy is. So, ja, is nou boring. Ja, ek weet nie, miskien kan hy nou begin fokus. Ek weet, daar is ook baie issues en ek het laasweek net ek is nou nogal kranige koper van die papier, moet ek vir jou sê. Okay, Ja, en ek maak nogal 'n punt daarvan om vir hom te gaan koop in die winkel. En hy is nogal voluit hier in Louniel. Ek moet vir julle sê, die papier. Ja, die distribusie het verseker baie verander. Die eerste twee keer het ek bietjie gesukkel om te kry, maar nou sukkel mense nie meer nie. En ek wil vir jou sê, as ek Vrydag in die winkel kom, is daar nogal baie papiere wat daar lê, maar as ek teen Sondag eers daar uitkom om my papier te koop, dan is daar 2 of 3 oor. Ja. So ek dink hulle loop mooi. Ja, so het ek daar net 'n opskrif gelees. Ek het nie tyd gehad om die berig te lees nie, dat die boere kritiseer vir John verskriklik baie en hy is onder baie druk. Met die hele inenting, back and close inenting saga. En hoe hulle reken hy dit verkeerd hanteer het. Ek voel vir hom vreeslik jammer, want ek het in 'n onderhoud ook sy kant van die saak gehoor en ek dink hy probeer goed reg doen. En ek dink wat mense ook nie altyd verstaan nie, is as jy vir 'n goewerment tipe organisasie werk of vir die goewerment homself, is daar soveel hoops en policies en komitees en kak wat jy moet deurjump net om 'n enkele simpel besluit deur te kry. En ek dink hy probeer dit reg doen. Sodat hy nie na die tyd daar vingers na hom toe gewys word om te sê jy het oneties hier. Want kyk, ek meen die DA ouens met hulle backwatch die hele tyd, want dis al wat die ander partye het, veral soos die ANC, die majority party. Dis al wat hulle het, is ek dink hulle sit net heeldag daar in plaas van om te fokus op hoe hulle ons as Suid-Afrikaanse samelewing kan vooruit toe vat. Sit hulle eintlik maar net daar en kyk hoe kan ons teenstanders snoeker sodat ons net in mag kan bly. Ek dink is alwaar hulle tyd spandeer. Dit gaan vir hulle net oor hoe hou ons die mag vandag. Dit gaan glad nie oor hoe maak ons enigiets beter nie. So ek voel vir John jammer, jy weet. Jy's heeltemal reg, daar's soveel layers van jou DG en dan dit en dan dat om daai departement te stuur, vermoed ek is ingewikkeld, maar dan kyk jy na ander mense, soos byvoorbeeld nou kan ek nie sy naam onthou nie, van Home Affairs, van wat die DA minister is, en Public Works, Schreiber. en Leon Schreiber, en minister van basiese onderrig. Dan, ek meen, daai departemente loop 'n klein bietjie meer so stroop as wat landbou die afgelope ruk geloop het. So, ek sien, miskien. Jordan het dit ook baie duidelik gemaak, dat daar is 'n eminent cabinet reshuffle van die DA se kant af, om te kyk na performance van die ministers en die ministers en dat jank ministers posisies waar die DA mense is, en dat hy hulle moontlik bietjie gaan shuffle. So maybe shuffle hy vir John daaruit. Who knows? Let's see. En dan weet ek nie of jy hierdie gesien het nie, maar die dieselpryse, praat hulle van Mei se dieselpryse, praat hulle van R40 'n liter. Dit is op die stadium die skattings. R40 'n liter. Ek dink die petrol is hier naby aan R30, R27 wat hulle op die stadium na kyk. So kom ons hoop jou Trump doen nou ietsie. Ja, ek dink mense moet te vreesaanjaend op die oomblik raak nie, want met die vorige verhoging ook was daar verskriklike nommers genoem. En ons het nie naas en by daai nommers uitgekom nie. So mense het ook maar pas op vir wat nou gebeur, want ek dink dit gebeur ook met ten midde van ander mense wat sit in skaak speel ook. En probeer ons persepsies beïnvloed en so aan. Ag, en ek dink, just take it easy, die strides is mos nou weer oop, Matthys. En die pout is op pad. Waaroor worry ons, man? Alles gaan fine wees. Ek weet, dan is die strides oop, dan is hulle toe. Ek weet nie. Ek dink die guys weet meer op die stadium wat aangaan as wat die strides weet. So die guys is nog altyd meer geweet as die strides.
Okay, maar ek dink op daai ek dink nie ons moet te angstig raak nie. Ons gaan okay wees. Ons gaan okay wees. Jy haal net asem, jy het nog suurstof in jou longe en liefde in jou hart, so jy gaan okay wees. En hopelik 'n stywe dop. Dit is altyd nodig. Dis nodig. So ek dink dat op daai punt is dit die einde van Klets. Dit was dan die 5 April. Dankie dat jy geluister het. Ons sien jou volgende week weer. Cheers. Bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, en dit is allemaal nie goed.